Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat met julle gesels. Ja, dit lyk my nog 'n groot koue bekruip ons die naweek. Intussen groot moeilikheid, eintlik 'n groot ramp wat die beesbedryf tref. Pack and Close het nou uiteindelik in die grootste voerkraal in Oos-Gauteng uitgebreek. Dit is 'n fasiliteit wat so 140 beeste op 'n slag voer. En hulle slag deur die jaar so bykans 400,000 beeste van 'n totaal van 2,8 miljoen wat ons slag. So dis 'n baie belangrike fasiliteit vir uitvoer. Hulle is veral op die uitvoermark gefokus, hierdie betrokke eenheid. So die beeste gaan in die volgende paar maande, lyk dit vir ons, in kwarantyne wees. So vir 3 na 4 maande gaan hulle normaalweg uitgeslag word. Dan moet die fasiliteit ontsmet word. Dit gaan minstens 4 na 5 maande duur, lyk dit vir ons, voor hulle kan terugkom in produksie en dan begin stadig aan speenkalvers inkoop. Hulle gewone maandelikse inname, want hulle kan nou nie met een slag wegspring nie. Dit lyk ook nie vir ons of die ander voerkrale in die omgewing hierdie sal kan opneem nie. So ons praat van so 30,000 speenkalvers per maand seker, wat 'n plek gaan soek, en dit gaan die mark regtig ernstig ontwrig. Daaroor is daar nou geen argument nie. So die mark vir speenkalvers gaan stil staan vir 'n ruk, baie onstabiliteit. Almal maan boere om net rustig te wees. Pryse, dit gaan onder druk wees. Ons weet nie hoe dit gaan uitspeel in die volgende week of 3 nie. Maar wat wel 'n feit of 'n paal bo water is, boere gaan groot geldelike verliese ly. Hulle gaan gedwing word om waar hulle kan speenkalvers te laat uitgroei, later in die jaar te bemark, en dan al die probleme wat daarmee saamgaan. Nou ons moet sê, die boere se gesprekke op groepe is regtig ankerpaal wat die kameel se rug gebreek het. Dit is 'n onaanvaarbare stand van sake. En selfs die betrokke voerkraal wat die grootste in die land is, sê, daar is al 3-4 jaar planne op die tafel wat die staat van die tafel afgevee het. Hulle wil nie regtig die planne afdwing nie. En onthou, dit is 'n staatsbeheerde siekte. Daar is selfs sprake van groepe boere wat 'n klasaksie, regsaksie teen die staat gaan instel, en ook in meelopende organisasies, want dit is bekend dat die RMIS alself roem op die uitvoerder van beleid. So hier kom redelike onstabiliteit en moeilikheid, en dink tog aan die produsente asseblief. En die groot vraag op die oomblik, kan ons as boere nog bekostig om met so onbeholpe staat al hierdie verliese te ly? So hou maar die nuusbeere dop, hier kom 'n ding. Dan in die braaikykbedryf is daar ook 'n gewoel aan die gang. Julle sal onthou, die invoer van braaikykers uit Brasilië is opgeskort. Nou Brasilië is ons grootste verskaffers van braaihoenders. So 450,000 ton hoendervleis per jaar. Die meeste is ontbeende hoendervleis wat aan Polonies in die goed gaan. Nou, hulle voorsien seker so 300,000 ton van die mark wat hulle voorsien. En dit gaan in Polonies in, en dit het nou aan effek gestop. Ons produseer dit nie. So die invoerders spring nou op en af. Hulle sê gaan hongersnood kom, en dit gaan interessant wees wat met Polonies en Frankfurters en al die goed gebeur waar die vleis ingaan. En natuurlik die invoerders sê daar gaan nou tekorte wees en mense gaan begin honger ly. Tussen sê die plaaslike braaikykbedryf, hulle kan genoeg produseer om hierdie gaping in die mark op te tel. Maar kom ons kyk, dit wil ook daar. Intussen nog 'n risiko, voëlgriep het in Noord-Afrika gerapporteer. Julle sal onthou, in Europa en Amerika het dit selfs na melkbeeste gespring. So die bestuur van diere siektes is 'n absolute noodsaaklikheid, en die staat is totaal onbeholpe. Die laaste week of 2 is dit weer bekend gemaak dat onderste poort regtig nie in bedryf is nie. Hulle vervaardig nie enstowwe nie, en dis 'n groot gemors om die minste te sê. Nietemin, nog slegter nuus, die ekonomie die eerste kwartaal nou eintlik met niks gegroei nie. Die regering spog 0,1%. Dit is nie groei nie, dit is maar 'n frats. En dit volg op laas jaar se groei van 0,5%, ook eintlik niks nie. Nou dis nie die landbou wat eintlik gegroei het van die produksiesektore. Die ander, en dan praat ons hierso van soos mynbou, fabriekswese, konstruksie wat ook 'n produksiesektore is nou vir amper 'n jaar in 'n daaltendens wat hulle krimp. So die ekonomie krimp, dis die landbou wat kop bo water gehou het met so amper 'n 15-16% verbetering die kwartaal. Natuurlik die beter oeste wat ons realiseer hierdie jaar. Maar kom ons kyk hoe gaan die beesbedryf uitspeel, en dan natuurlik ook, dit is geen wonder ons het werkloosheid nie. In elk geval die vooruitsigte, so 'n bietjie beter vir die volgende jaar of wat,
Volgens die Reserwebank en natuurlik die Reserwebank het rentekoerse laat daal met so 0,25%. Dit spaar die landbou so 550 miljoen rand aan rente op 'n jaarbasis en dit lyk of ons nog so 2 dalings kan kry deur die jaar. Dis daarom so 'n stukkie goeie nuus en natuurlik brandstofpryse het gedaal. Kom ons neem 'n breek, na die advertensie gesels ons verder. Elke boer se behoefte en verwagting van versekering lyk anders en joune waarskynlik ook. Skadegenade kan nou vir jou tot 45% korting aanbied op jou voertuigversekering. Ja, dis waar. Die versekering is onderhewig aan ander bybetalings en maak veral sin vir kliënte met baie voertuie, hoë premies en selfs swak eiseverhoudings. Kontak gerus jou skadegenade agent of 083 630 8306 indien jy belangstel in wat ons jou kan aanbied. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko's te bestuur. Welkom terug luisteraars en natuurlik dankie aan Skadegenade en ek wil tog weer sê, kontak hulle vir regtig innoverende versekeringsoplossings. Dis in die landbou die mense, hulle is nie daarom met ons geld weg te loop nie. Dan ook die stroopproses by mielies is maar stadig. Hierdie week so 'n bietjie begin, maar daar is redelik tekort in die mark en dit stoot pryse op. Tot op die oomblik is daar so 1,5 miljoen ton gestroop en gelewer van die amper 14,5 miljoen ton. So daar is regtig nog 'n geskarrel vir mielies, maar die probleem is by witmielies. Van die 600,000 ton wat gelewer is amper 25% graad 2 en 3. So geen wonder die pryse het begin styg nie. Witmielieprys redelik gestyg die laaste week, redelike hoë vlakke toe jy by die 4,600 rand per ton. Geelmielies, so 1 miljoen ton is al gelewer. Daar is baie min graad 2's en 3's. Die pryse het nie soveel gestyg nie. Die pryse is hier by die 4,100 rand per ton, 4,200. Maar die tekort aan witmielies is regtig 'n groot probleem. So kom ons kyk in die volgende week of 2 of dit gaan verlig. Op die oomblik styg pryse as gevolg van hierdie probleme. Dan sojabone, beskatting so van 2,3 miljoen ton, maar daar is amper 2,2 miljoen ton gelewer. Daar is nog boere wat stroop en ek vermoed die oeskatting gaan 'n bietjie hoër wees. So die prys op die oomblik het bietjie herstel hier na 7,200 rand per ton en ek dink na die stroopseisoen gaan dit ook verbeter. Sonneblompryse, daar is nog uitstaande sonneblom, daar is probleme met die kwaliteit. Lewerings is so 75% van die oes wat geskat is, teen so 50-60,000 ton per week. En die vermoede is die oes gaan kleiner wees as gevolg van die probleme. Toe die prys hier rondom 9,000 rand per ton en die verwagting dat dit later deur die jaar kan verbeter. Nou droëbone, ook bietjie onder druk die pryse, redelik goeie oes, julle sal onthou die beste oes in jare van 70,000 ton. Pryse het gesak, lyk my in die orde van 3,24,000 ton met bangmaak stories van groot skaalse Argentynse invoere. Nou koringboere, uiteindelik het die staat die nuwe tarief geaktiveer. Dit het gestyg van R549,50 per ton na R856 per ton. Dit het nie veel effek op Safex gehad op die Desemberpryse nie, want dis wanneer ons boere stroop. Desember is maar nog steeds in die orde van R6,300 per ton, 6,350. En natuurlik, dit sluit Russiese koring in. Russiese koring land teen hierdie pryse op die oomblik by Randfontein. En dit is met 'n R800 per ton invoertarief. So invoere tot op datum redelik stadig, so 1,1 miljoen ton van die verwagte 1,8, maar dit kom hoofsaaklik uit Rusland en die Oosbloklande. Dan groentepryse, so van die boere plan dit, koolpryse 'n bietjie hoër deur die winter wat knyp, aardappelpryse soos ons sê, met redelike uithaal van die aardappels en redelike kwaliteit, gesak na R60 per sakkie. Pekaneetpryse ook bietjie hier en daar verbeter en ander bietjie af. Daar is verwerkers wat vooruitdekking op die rand bied, bokant R19 per dollar, so dis dalk iets om na te kyk. Nou vir sogenaamde oversize pryse, Sita $4.10, extra large $3.80 en medium $3.60. Ander variëteit is kleiner. Nou gaan nie verder praat oor die beesbedryf nie, soos ons net oor gepraat het. Regtig groot probleem. Dit gaan baie ongemaklik wees. Kom ons kyk hoe speel dit uit. Dit is my wel duidelik dat hier groot aksies aan die gang gaan kom. So aanvanklik dink ek gaan klas A pryse sywaarts beweeg,
Maar ek dink daar gaan tekorte ontstaan omdat hierdie hoeveelheid diere wat by karre in die fasiliteit staan nie in die mark gaan kom nie. En onthou tog, daar is niks fout met die vleis nie. Dit kan geëet word. Daar is geen probleme nie. Dis net 'n diere siekte. Klas A beesvleis het dan reeds al gestyg by tye plekke hier na R70 per kilogram. Dit kan dalk verder styg in die tussentyd met tekorte. Kom ons kyk. Speenkalvers was op 'n stadium die week hoog, laasweek 37,40, maar ek dink dit gaan 'n bolletjie slaan in die volgende week. So mense wil nie eers daar gaan nie. Dan lamvleispryse hou nog steeds goed, R106, R107 per kilogram, veral in die weste kant. Die skaapvleisbedryf behoort nie deur geraak te word nie. En dan die varkvleis is daar nie veel van 'n prysverandering nie, 32 en hoender so by 35 en dan natuurlik die groot debat rondom die Brasiliaanse invoere en wat gestop is. So hulle voer redelik baie in. Ons het al gesê 70% van ons invoere is meganies ontbeende hoendervleis en dit land hier teen R7 tot R12 per ton. In elk geval baie onstabiele, woelige tydperk. So kom ons kyk en moenie as jy 'n boer is groot bokspringe maak nie. Wees rustig en probeer jou voetwerk kry. Groete van Johan Willemse.